Vandag wil ek die verhaal vertel van twee vrouens wat alles in die lewe verloor het. Soos wat dikwels hier by ons gebeur, was daar in die Bybelse tyd ook droogtes wat lank aangehou het. En so was daar in die land Palestina op 'n keer so droogte wat net aangehou en aangehou het. En nou weet ons vir die mense van die Bybelse tyd was die kennis nog maar baie beperk van hoe om kos vir lang tye te kan opberg. En daarom het droogtes wat lank aangehou het baie keer grootskaalse hongersnood veroorsaak. En dit het gemaak dat mense na ander lande toe moes uitwyk om kos in die hande te probeer kry. Daar was 'n hele klomp verhale in die Ou Testament wat tydens sulke droogtes afgespeel het. So byvoorbeeld moes Abraham op 'n keer Egipte toe trek om kos in die hande te kry. En so moes ook Jakob en sy seuns op 'n keer Egipte toe gaan om kos in die hande te kry, omdat daar in hulle eie land as gevolg van droogte geen kos was nie. Nou, die verhaal waarvan ek vandag wil vertel, speel juis af teen die agtergrond van so droogte. En dis die verhaal van Rut. Die boek Rut vertel dat daar in die tyd van die rigter so droogte en hongersnood in Israel was. En so moes 'n sekere gesin toe na die land Moab toe uitwyk om aan die lewe te probeer bly. Dit was 'n gewone gesin wat bestaan het uit 'n pa, sy naam was Elimelek, 'n ma, haar naam was Naomi, en twee seuns, Maglon en Kilion. En daar in die land Moab is die twee seuns toe uiteindelik met twee Moabitiese vroue getroud. Hulle name was Rut en Orpa. Maar toe tref 'n groot hartseer hierdie gesin. Nie lank daarna nie is die pa Elimelek en die twee seuns Maglon en Kilion oorlede. Die ma, Naomi, het gehoor dat die droogte en die hongersnood in Israel verby was en sy besluit toe om weer terug te gaan na Bethlehem in Juda toe, waar sy eers gebly het. En op pad terug soontoe het Naomi haar twee Moabitiese skoondogters, Rut en Orpa, gevra om liewer terug te gaan na hulle ouerhuise. Naomi het vir hulle gesê, mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. En toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vra gesê, nee, ons wil met ma saamgaan, na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan liewer terug. Die een skoondogter Orpa het toe met groot hartseer afskeid geneem van Naomi en teruggegaan na haar eie mense toe. Maar die ander skoondogter Rut het besluit om by Naomi te bly. Toe Naomi vir haar sê, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe, gaan jy nou maar ook saam met haar terug? Toe antwoord Rut vir Naomi met hierdie woorde, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. Die volk is my volk, die God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het toe besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het toe opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe, waar Naomi voor die hongersnood gebly het. Daar was die mense baie bly om vir Naomi weer te sien. Hulle het gesê, maar dis mos Naomi. Sy het vir die mense gesê, moet my nie meer Naomi noem nie, maar Mara, want die Here het my lewe bitter gemaak. Mara beteken bitter. Daar terug in Bethlehem het Naomi en Rut niks gehad om van te leef nie. Sy en Rut moes van vooraf begin om 'n bestaan te probeer maak. Maar die Here was steeds daar, soos wat hy altyd daar is. En volgende keer vertel ek hoe God, wat altyd daar is, vir twee vroue gesorg het, wat niks gehad het nie en van vooraf moes begin om hulle lewe te herbou.